En baie goeie dag en welkom hier by die Milie FM podcast studio. Saam met my groot vriend vir my. Ken jy al van die vroeë 2000s af, Jock J Hollywood? Yes. Jy ken my al van my eerste vrou. Van jou af, my eerste bra. vrou. Nou, Jock J Hollywood saam met ons. Sy nuutste liedjie wat hy uitgegee het, bring my terug. So 'n paar minute terug hier op die lug gespeel by Milie FM. Baie diep song. Yes. En waar ons gewoonlik ek en jy gesels oor musiek, praat ons vandag oor net die een liedjie en ons praat oor die journey en dankie dat jy bereid is om te deel. Nee, dis cool, ek sien uit. Sê vir my Jock, kom ons begin by die begin. Waaroor gaan die liedjie? Man, dit is 'n baie emosionele song. Dis 'n song oor struggle. 'n Song oor struggle vir connection. En dis 'n song wat lei tot 'n breakthrough in die feit dat jy besef wat jou purpose is en dat jy actually iets anders moet doen as wat jy tans met jou lewe doen. So dis waaroor dit vir my gegaan het. Dit reik uit na 'n power greater than myself, so dit reik in my geval reik dit uit na God. Om vir my weer te laat verstaan dat ek is veronderstel om hom te dien met my lewe in plaas van om te doen waarmee ek besig was op daai stadium van die tyd. Hoekom ek jou vra dat ek wil graag met jou gesels is dit is 'n lang journey waarop jy nou al is. Ja. Dit is ek dink iets kan hoop bring vir ander mense. En weer eens dankie dat jy jou storie deel. Nee, dis awesome. Kom ons begin by waar ons ontmoet het. Jy was hoofseun gewees by Sentraal. O ja. Hoofseun by Ek was Sentraal. bang dit kom op. Baie goeie ouer huis waar jy gekom Ja. het. Baie jong belowende musikant, saam met van die groot name in die musiekbedryf gespeel. Yes. Die toekoms was oop vir jou. Yes, dit was. En as jy vir ons van daar wil vat, wat het daar gebeur? Wat het van daar af gebeur? Man, weet jy aan ek voel ek het 'n wonderlike upbringing gehad. Ek het baie liefdevolle ouers gehad. Daar was niks lacking gewees nie. Ek sal nie sê ek het altyd alles gekry wat ek wou hê nie, maar ons het nooit 'n tekort aan enigiets gehad nie. So ek kan regtig niks pinpoint in my upbringing. Die ding is wat ek wel kan sê is daar was 'n permanente gevoel van dis-ease en ontevredenheid en gevoel of ek nie deel is van die wêreld nie, gevoel of ek nie deel is van myself nie, gevoel of ek nie myself ken nie, gevoel of ek nie inpas enige plek nie. En dit is vir my baie snaaks gewees want goed soos as jy 18 is en goed soos jy word gekies as hoofseun en sulke tipe goed, is dit veronderstel om vir jou verskriklike Wys jy's populêr. Ja, dit wys 'n groot dit wys populariteit en is veronderstel om vir jou 'n baie groot persoonlike boost te gee. Maar snaaks genoeg jare na die tyd kan ek terugkyk en ek kan kyk na hoeveel vriende ek gehad het en hoeveel mense actually van my gehou het en hoeveel mense omgegee het vir my en sulke tipe goed. Maar op daai stadium terwyl ek deur dit gegaan het ek nie gevoel daar is eintlik enige iemand nie. So dis 'n baie interessante ding en ek moet sê dit het vir my gevoel dit het my meer 'n knock gegee in die lewe as enigiets anderster. Wat vir my baie snaaks is want soos ek sê as jy 18 is en nou is jy hoofseun en jy dra die baadjie en jy loop by die skool rond dan sit jy veronderstel om great te wees. Maar ja, dit is nou daai deel van skool en ek meen ek was goed op skool gewees. Ek het redelik goed presteer en altyd betrokke gewees met die musiek. Bloemfontein kinderkoor gesing, ek het simfonie orkeste gespeel, klavier gespeel, cello gespeel vir 16 jaar wat ek nou nie meer kan doen nie. Ek het session gehad met 'n cello player en sy so intimidated want ek speel cello sê ek vir listen go. Ek weet nie meer wat om op 'n cello te doen nie. Maar anyway, toe het ek betrokke geraak in 'n verhouding en ons het uitgedra om 'n kind saam te hê en ek dink daai hele stadium, ek dink in vandag se tyd is dit anders, maar 22 jaar terug was dit nou 'n groot skande gewees en dit was 'n groot uproar gewees veral vir waar ek gebly het en met my familie en sulke tipe goed en ek dink daai knock en die guilt en alles wat saam met dit gegaan het my ook in
in 'n pad afgestoot van wat ek wil ontvlug en wat ek wil escape en wat ek wil beter voel. En dit is soos Hytjie Berg, ek het nou die dag, ek is connected aan hom ook op 'n baie groot manier en wat hy nou die dag vir my gesê het ook, laat drugs en alkohol is nie die probleem vir die addict nie, dit is die solution. Want dit is die ding wat jou daai release gee van daai gevoel van dis-ease en discontentment en daai gevoel van jy's nie deel van iets nie en jy voel nie goed in jouself nie. So ongelukkig het ek op 'n punt gekom wat ek agtergekom het dat eksterne dinge kan verander hoe ek binnekant voel. En dit is iets wat ek nog tot vandag saam met my dra, waar daar geneigtheid is, as daar enige vorm van discomfort of emosionele discomfort in myself is ek geneig om te probeer uittrek na eksterne dinge, om my te laat anders voel as wat ek op die oomblik voel. En dis ook hoekom verhoudings en sulke goed so gevaarlik is vir addicts, want dit is 'n geneigtheid van ons om baie maklik codependent te raak. Ons hele wêreld bou ons om 'n ander persoon en daai tipe goed. So ja, vir die kykers wat nou in dieselfde situasie is wat jy nou verduidelik het, wat so voel. Ja. Waar is die warning signs? Waar het jou klats begin gly? Waar het jy begin agterkom luister, ek begin nou dependent raak? Weet jy, dis 'n baie fyn lyn. Ek dink in my geval wat my baie keer gekeer het, en kyk, ons praat van dis omtrent 22 jaar se struggle op en af. Dit het met tye baie beter gegaan. Ek het ook met tye nie net musiek gedoen nie, ek doen nou net musiek finally, soos wat ek nog altyd wou gedoen het. Maar ek meen, ek het goeie beroepe gehad. Ek was 'n tegnikus gewees in die mediese veld, redelik sukses met corporate beleef op stadiums. Dit het alles uitgevissel, soos wat ek van die company na company gejump het. Maar wat my baie keer gekeer het, is letterlik as jy besef jy ran uit geld uit. En dit is hoekom dit so moeilik is, ek dink, vir party mense, as jy daai financial stability het en jy kom basies nie agter hoeveel geld jy spandeer nie, of dit pla jou nie, is dit, ek dink dis moeiliker om op te hou as jy nie at the end of your tether kom nie. Maar ek het begin besef dat ek het op 'n stadium gekom wat ek nie deur 'n dag kon kom nigter nie, by my bewussyn nie. Alles het begin draai om drugs en drank. Dit het 'n obsession geraak, dit het my enigste goal in die lewe geraak. Al wat vir my saak gemaak het is hoe laat dit is en hoe laat ek weer my fix kon kry. So ek het eers jare later, dink ek, acknowledge in hoe diep moeilikheid ek is. Soos wat ek deur die lewe gegaan het, het ek wil nie sê ek was bevoorreg genoeg nie, ek weet nie of was dit 'n voorreg nie, maar ek het baie min consequences in my lewe geface. Ek het altyd iemand gehad wat as backup daar was vir my. Ek het altyd iemand gehad wat my uitgebuil het as ek skuld gemaak het, of as ek in 'n sekere situasie was, of as ek gearresteer is, of sulke tipe goed. Ek het altyd backups gehad, en ek dink wat hierdie keer hierdie ronde van recovery vir my anders maak, is dat daar nie meer backups is nie. En laat jy letterlik op die einde van jou lyn is. En ek wil nou nie die hele tyd praat oor Hytjie nie, maar ook wat hy ook gemention het, en hy sê dit baie keer in van sy interviews. Nou sit ek nie stil nie. Sorry. Laat 'n addict sal net ophou as hy die consequences van sy actions face. En ek het vir jare, was dit nie vir my nodig om die consequences te face nie, omdat ek goeie werke gehad het, sulke tipe goed, was dit maar nog 'n lening en nog 'n kredietkaart en nog 'n verhouding, en mense het die vermoë gehad om met my te stiek. Ek dink sonder om myself nou te laat goed klink of in 'n
ego ding in te gaan of arrogant te klink. Ek dink nie die wêreld kon sien ek het baie potensiaal en veral op 'n musikale vlak. So mense het in my geglo, mense het maar vasgebyt met my deur al die nonsens, dink ek om op daai punt te kom wat hulle kan sien, okay, hierdie ouetjie succeed nou. En ek dink ook baie keer as ek dink aan die verhoudings wat ek in was, baie keer was dit 'n geval gewees van mense het wat is die Afrikaanse woord vir pity, maar daar was 'n groot Hulle het jou jammer gekry. Ja, daar was 'n groot stuk bejammering en hulle het ook van hulle het ook probeer om my te fix, om in my lewe in te kom en sekere goed te verander. En ongelukkig, dit is ook 'n ding wat jou verder in die afgrond indruk as iemand inkom en vir jou probeer dictate hoe om goeders te doen. Want as 'n addict wil ons wou hê, ons wil dit nou hê op die manier wat ons dit wil hê. En dis 'n character defect wat ek ook mee saamlewe, wat ek nou begin aanvaar dat die lewe is nie presies soos wat ek dit wil hê op die oomblik wat ek dit wil hê. En die mense doen nie presies wat ek wil hê hulle moet hê op die manier wat hulle dit wil hê nie. En it's funny want ek het baie keer baie expectations. Soos ek doen 'n gig, dan 'n week voor die tyd, dan dink ek klaar by myself, hoe gaan die plek lyk? Hoe gaan die mense wees? Wat gaan ek speel? Wat gaan die reaksie wees en al daai tipe goed? Dan speel jy die show, jy kom nou aan die plek lyk heeltemal anders as wat jy imagine het. Die hele vibe is sommer anders en dan is ek so teleurgesteld. En dis daai tipe goed wat ek nog saam met my dra. Ja, sorry, ja, dis Vertel vir my hoe is jy die eerste keer blootgestel? Ek het man, die vrou met wie ek eers getrou het my blootgestel aan van die goeters. Ongelukkig het ek toe nou later aan want kyk, ek het glad nie gedrink of gerook op skool of enige van daai tipe goed nie. Ek was redelik 'n model student gewees. Ek het betrokke geraak in 'n recording, dieselfde tipe ding. Iemand het op my ego gespeel en vir my gesê jy's so great en ons gaan nou hierdie song record en dit gaan nou so goed wees. En toe het hy my 'n storie vertel van Jimi Hendrix wat in 'n studio ingegaan het met 'n klomp drugs en hulle het oor 'n naweek 'n album record. En dit was so great en al daai tipe goed en toe dog ek by myself, I want to be great. En ek was op daai stadium klaar blootgestel aan 'n vorm van dwelm. So toe dog ek by myself, wel as ek dit kan doen, kan ek net so wel die volgende ding doen en die volgende ding en die volgende ding doen. So dis waar dit begin het en op daai stadium was dit 'n once of twice of tipe ding gewees, maar dit het my vinnig opgehaal. Dit het my vinnig ingehaal. Soos baie vinnig. Ek is net een van daai mense wat toe ek sien daar's 'n manier om anders te voel as wat ek voel, toe is dit tickets vir my, ja. Ons het vroeër gepraat en na die laaste keer, voordat jy die laaste rehab ingegaan het, as gevolg van die alkohol, as gevolg van die drugs, Yes. was dit regtig 'n geval van jy was, skiet vir my taal, jy was plat op jou gat, jy was down and out. Ja, en ek dink dit kom daarop neer dat ek op daai punt gekom het waar ek net nie 'n ander keuse gehad het nie. En ek het dan nou in die radio interview gesê, jy weet, as mense in 'n situasie is, mense is geneig om, ek ken persoonlik mense wat op die oomblik gerelapse het en nie bereid is om terug te gaan rehab toe nie, omdat hulle werk het of omdat hulle ander obligations, sulke tipe goed het. En op daai stadium het ek nog steeds gigs gespeel. Ek het goed gehad wat geboek was en ek was baie resistant om te gaan. Dit was die een faktor geweest. Die ander faktor is daar was finansiëel net nie meer backing om 'n rehab te betaal nie. Ongelukkig is rehabs nie verniet nie. Ek weet daar is seker plekke wat mense verniet inneem, staatsinstansies. Ekskuus, of sulke tipe plekke wat ek persoonlik nie van weet nie. Maar ek het 'n sponsor gekry om rehab toe te gaan deur Rytjieberg en ek was net op 'n punt gewees wat ek besef het daar is nie 'n ander opsie nie, want weer eens ek kon nie deur 'n dag souber kom nie. En op daai stadium was dit nie drank of drugs wat my uitgehaal het nie, dit was prescription medication. So
ek is nog steeds op medikasie, ek's besig om van dit af te kom en dit gaan baie goed daarmee. Ek's amper af van alles af. Wat great is omdat die mental illness of whatever wat gediagnoseer is alles drug induced. So as jy praat van drug induced bipolar, as die drugs weggevat word, dan word daai gemoedsversteurings beter. Maar ja, op daai stadium was dit medikasie gewees. En die ding wat so moeilik is aan medikasie om te reguleer is omdat jy dit self reguleer, is dit baie moeilik om te bly by die voorgeskrewe dosisse en sulke tipe goed. Natuurlik nie alle medikasie nie, dit is spesifieke medikasies wat ek baie goed geken het, ja. Maar die probleem is nie net finansiëel nie. Dit is familiebande, mense wat naby jou is. Al die brûe wat ook gebrand word. Ja, ja, ek dink in my geval is dit verskriklik swaar, maar as ek dink aan hoe dit mense om my geaffekteer het, dink ek was dit swaarder. So ja, ek het soveel jaar in en uit rehabs gegaan in halfway houses, in hospitale en sulke tipe goed, en veral die tweede keer wat jy rehab toe gaan, is mense baie excited en baie supportive, want dit klink soos 'n fix, dit klink soos 'n quick fix, dit klink soos, okay, hy gaan nou 4 weke soen toe gaan en dan gaan hy uitkom en gaan hy reg wees, en dis glad nie die geval nie. En ek dink dit is 'n wanpersepsie wat baie mense het. Ek meen, ek is 'n NIA member, ek doen nie 12 steps. Ek het 'n sponsor met wie ek elke dag werk. Ek doen meetings elke week. Dit is nie 'n geval van jy loop in 'n plek en jy loop uit 'n plek en jy is gefiks nie. So wat gebeur het deur die tyd is soos wat jy in 'n plek ingaan en uitkom en beter gaan, en ek meen ek het op 'n stadium 3 jaar skoon gehad. Maar as daai relapse kom, die disappointment en die disgust en daai absolute teleurstelling van almal wat jou opgebou het is so groot dat mense eventually dit net nie meer kan vat nie. So jy begin mense verloor, en dit het my lank gevat voordat ek mense begin verloor het. Maar vir my het dit op 'n punt gekom wat mense net nie meer, dis nie dat hulle nie omgegee het nie, maar hulle kon net niks meer verder vir my doen nie. En ek dink voor die laaste rehab was dit ook so 'n geval gewees, en ongelukkig die isolasie wat jy ingaan en die alleenheid wat jy ingaan in sulke tipe goed, fuel nou weer jou addictive behavior. So soos wat die cycle aangaan, raak dit erger en erger en erger, en soos wat mens deur recovery prosesse gaan en relapse, raak dit elke keer moeiliker en moeiliker en moeiliker om jouself weer op te tel. Nie net op 'n emosionele vlak nie, maar om bande te herstel met mense na soveel jaar se disappointment en se seer maak en se seer kry, en waar mense jou moes uitbou en sulke tipe goed, is baie moeilik. Dit vat baie lank. En ek weet ek is nou nog tans in daai proses. Ek is baie gelukkig in die sin van ek het weer connect met baie van my vriende. Is mense wat my gecheer het die laaste keer toe ek na rehab toe was. Maar daar's baie mense wat ek graag weer sal wil teruggee in my lewe. Maar dan ook aan die ander kant, met mense kyk na jou eie veiligheid, wat se tipe persoonlikhede en wat se tipe mense wil jy teruggee in jou lewe? Jy weet, gaan dit jou nie dalk weer in die verderf inlei nie. So ja, maar dis 'n lang proses. Om relationships te restore is 'n baie lang proses. Ja. Kom ons praat voor ons by die liedjie kom. As jy in rehab ingaan en val oor jou laaste rehab, wat se demons moet jy alles face daar? Die grootste vrees wat ek gehad het die laaste keer was vir my fisiese safety, dink ek, omdat jy in 'n plek ingaan en jy gaan saam met ouens wat baie rowwer is as wat jy is.
Ek dink dit was my 'n groot vrees geweest, maar jou ander groot vrese is goed soos jy kan nie imagine hoe gaan jy deur 'n dag kom sonder om 'n fix te kry nie. Jy van soorte al is dit om 10 Red Bulls te drink of al is dit om 10 pakke sigarette op 'n dag uit te rook. Jy weet jy gaan gelimit word en ek dink dit is 'n groot vrees wat jy het as jy of wat ek gehad het as toe ek in sulke plekke ingegaan het, vir al die laaste ene. Maar die grootste fight wat ek sal sê ek gehad het is party mense sal sê dis 'n fight met jouself, maar letterlik die gevoel van dat jy aangewese is op net jouself. En dis daar waar ek uitgereik het na God toe, want dit was vir my impossible om dit alleen te doen. Dit is 'n geval van jy's in 'n plek, daar's sekere roetines en sekere goeders wat hulle vir jou indrul en dis baie positief, dis baie hard. Sekere plekke die laaste een was vir my particularly hard geweest. Maar ek moes op 'n punt kom wat ek letterlik besef daar is nou niemand anders my oor nie, dis nou net ek. En ek dink dit was vir my die swaarste ding om te aanvaar. My kommunikasie was ook gelimit geweest in die laaste rehab. Wel in meeste van die rehabs wat ook 'n baie goeie ding is, want ek dink 'n familie en vriende en goed verdien ook 'n breek van jou af. En so dit is gerusstellend vir mense om te weet jy is nou in 'n plek en jy is in 'n veilige plek. Hulle hoef nie te worry oor waar jy vanaand is of wat jy doen of waar jy slaap of het jy jou kar afgeskryf of is jy gevang, is jy in die hospitaal, is jy in ICU. Al daai goed wat ek al experience het, hoef mense nie oor te worry het nie. Maar dan die verdere demons gaan maar oor counselling en sulke goed. 'n Groot deel van dit is die teleurstelling in myself. Ek dink as dit gaan oor die grootste ding, was dit oor die teleurstelling in myself en die feit dat ek moes van beter geweet het. Want na soveel jaar, as jy net in daai tyd kan sien dat daar evidence is dat jy nie kan drink soos gewone mense nie. En as jy nie nou en dan hierdie ding kan rook of daai ding kan rook by 'n party of by 'n gig nie, dan voel dit letterlik of daar nie hoop vir jou oor is nie. So ek het op daai punt gekom dat ek gevoel het daar is net geen kans en ek het met baie tye deur hierdie klomp jare gevoel daar is net nie vir my hoop nie. Ek het gedink ek gaan maar so aangaan en ek gaan beter word met tye en slegter word met tye en dan maar so doodgaan. Want op die einde van die dag is dit 'n geveg vir jou lewe. Die geld en die verhoudings en die huwelike en die karre en die gear wat jy verloor en die mense wat jy verloor en al daai tipe goed is 'n groot ding, maar mense gaan dood hiervan en ek is net geseënd in die sin van dat ek nog hier kan sit en nog kan lewe en nog kan sing en ja. Jy kan nog dalk wees. Yes. Kom ons praat oor Bring My Terug. Ja. Fantastiese song. 'n Liedjie wat ek 'n paar keer geluister het. Dis 'n song van iemand wat besig is om op te staan en op die regte manier op te staan. Vertel ons 'n bietjie van die inspirasie agter die liedjie. Man, dit is 'n moeilike vraag en ek was bang jy vra dit, want met 'n vorige podcast was daar 'n vraag gewees van wat is die inspirasie agter die song? En dit is nie vir my soos 'n ander song wat ek al geskryf het nie. Ek is geneig om baie love songs te skryf. Ek luister baie heavy music, soos heavy music en progressive metal en sulke tipe goeie. So om iets te skryf en dit kom uit en is nou hierdie nice ballad vir 'n girl is eintlik soos heeltemal out of character. Maar as ek 'n topic het of as ek 'n relationship het of as ek 'n spesifieke, soos ek sê, as ek 'n topic het, is ek geneig om dit is vir my moontlik om oor dit te skryf. Maar met Bring My Terug, die song het begin en geëindig jare uitmekaar uit.
Daar was baie breathing room gewees vir die song om te develop in myself. So daar was nie 'n light bulb oomblik gewees wat ek gedink het oor hierdie is die ding nie. Wat ek wel kan noem is wat gebeur het met my is toe ek begin skryf het aan die song, was dit in daai tye gewees wat ek gevoel het ek kan nie deur 'n dag kom sonder om op iets te wees of om iets te doen of enigiets soos dit nie. En daar's baie min, maar daar is oomblikke wat jy by jou volle bewussyn is. En dit was een van daai oomblikke wat ek by my volle bewussyn was en ek het gedink as ek iets kon sê, wat sal ek sê? En ek sou gesê het bring my terug. En toe draai dit uit en bring my terug na veiligheid. En ek mis u lig. So die chorus het eers gebeur. Ek is geneig, ek love 'n B minor. So as ek in 'n creative mind of 'n creative space inkom, speel ek gewoonlik 'n B mineur en die verwante D en dit pas die chord pas baie goed by die range van my stem. En ek het begin met bring my terug na veiligheid en van daar af het die song homself basies develop en die lyrics van ek strompel oor die rotse van my eindelose wil het sommer net uitgeval want ek het op daai stadium besef dat ek vat self verantwoordelikheid vir waar ek is. Vir 'n lang tyd in my lewe het ek sekere situasies en goed probeer blameer vir my addiction en vir my behavior, maar op daai stadium het ek op 'n punt gekom wat ek klaar aanvaar het, like ek is self to blame vir waar ek is. So as dit gaan oor inspirasie, daar was nie 'n light bulb moment gewees nie. Die song het basies homself geskryf. Ek het as jy baie keer as mense saam met producers werk of in 'n studio is of 'n writing team, dan sal jy kry letterlik die gevoel die song skryf homself. En dit is so ek gevoel het dit gebeur het. Ek dink dis 'n inspirasie gewees van bo en ek dink dit was 'n geestelike uitreik gewees wat ek op daai stadium regtig nodig gehad het en dis 'n ongoing ding, dis iets wat ek dink ek nog steeds vandag nodig het. Ek sal bring my terug kan speel tot die dag wat ek doodgaan, want elke dag is daar tye wat ek sou gevoel het, yes, ek kon beter geact het in hierdie oomblik of ek kon beter gedink het aan hierdie situasie of ek kon beter opgetree het teenoor hierdie persoon of ek kon dalk nog iemand gehelp het of sulke tipe goed. Maar kyk die laaste deel van die song het ek klaar geskryf in 'n rehab wat ek was, ook 'n long-term facility, 'n ander een as wat ek nou die laaste keer was. En ek het 'n Retief Burger song gehoor waar hy 'n nice transposition gedoen het tussen chords. En ek het gedink, yes, dis nou baie sleek en baie smooth en ek het so iets probeer doen. En toe ek het klaar probeer doen en toe draai het heeltemal anders eruit, maar daar was my 'n stukkie musical inspirasie gewees van Retief Burger. So ja, laat hy dit ook maar weet. Hoorie, voordat ons sê waar kan die luisteraars of die kykers daai liedjie aflaai, hoe gaan dit nou met jou? Waar is jy nou? Man, hoe gaan dit nie met Jock J Hollywood nie? Hoe gaan dit met Jock Herbs? Nee, dit gaan goed. Dit gaan goed. Ek is baie geseënd in die sin van dat ek op die oomblik nog lewe met baie accountability. Wat my help skoon bly. Ek dink dit is God wat my skoon hou op hierdie stadium. As ek dink waarna ek alles ge-expose word, veral met gigs en sulke tipe goed. Maar ek lewe met 'n groot deel accountability en ook om my storie publiek te maak en om uit te kom met my storie was vir my die grootste stap wat ek kon vat om accountability in my lewe te hê. Want daar is nie meer enige geheim agter my nie en die interessante ding is die alkoholist of die addict is gewoonlik die laaste een om te besef hy is ene. Meeste van die wêreld weet dit in elk geval lank voordat jy dit weet. So dit is nie hierdie miraculous reveal dink ek vir mense nie, maar om publiek te gaan met my storie is vir my die grootste deel accountability wat ek het op hierdie stadium. My career
dink ek speel op die average meer gigs nou per maand as wat ek nog in my lewe gespeel het. Waar ek nou op hierdie stadium al my eie goeders reël en al my eie bemarking en my hele eie karier self moet manage. Dis verskriklik baie werk en ek's nie altyd mal daaroor nie, maar dit gaan goed so ver. Ek begin traction kry, ek begin momentum kry, ek begin voel dinge werk in 'n rigting. Ek het 'n standing gig by Diamond Lulls by die casino. Wat my ook aan die gang hou. So daar is baie positiewe goed en baie lekker goed wat gebeur. Regrets het ek nog baie. Ek weet mense onderstel om uit te kyk in jou lewe en te sê ek het nou regrets. Mark Wahlberg het in een van sy interviews gesê, hy het vir hom gevra wat is sy greatest achievement? To say putting my life back together. To vra hulle vir hom what is your greatest regret? To say having to pull my life back together. So ek dink ek lewe met 'n groot deel daarvan ook nog. Maar ek weet dit is 'n stryd, maar ek kan nie hierso sit en eerlik sê ek veg elke dag so hard en dit is so terrible nie. As jy in recovery gaan wees en dit gaan vir jou awful wees, dan ek weet nie, ek wil nie sê dan ek was nou aand in 'n meeting gewees waaroor ons, dit is anonymous meeting, so mens kan nie te veel daaroor sê nie, maar die beginsel het uitgekom dat dit help nie om 'n draaidrang te wees nie, dit help nie om met 'n white knuckle nie. Jy moet letterlik soek vir die mooi en vir goeie goed in jou lewe en jy moet 'n lewe vir jouself create en 'n lewe vir jouself develop en ek voel ek's besig om dit te doen. So ja, ek wil nog baie mense teruggee in my lewe. En daai tipe goed, maar op hierdie stadium kan ek nie kla oor enigiets nie. Ek speel baie, ek gig baie en dit hou my aan die gang en daar's nog musiek wat klaar gerekord is wat ook gaan vrygestel word. So ons bou nou 'n bietjie momentum met bring my terug, dan gaan die volgende songs uitkom. En dan ek het nog 1000 goed wat ek wil rekord. So en dis alles budget. Dis ek weet tyd is ook 'n faktor, maar budget. Man, ek wil goeie productions uitbring. Verstaan? So ja, ek het nog baie goed om te doen. Waar kry ons daai bring my terug liedjie? Waar kan jy hom oral aflaai? Man, bring my terug is gerelease op al die streaming platforms. So dis op Spotify en Apple Music en Deezer en ek het nou vanoggend gesien die distributor het ook 'n still image van die song op YouTube. So dis maklik om te kry. As jy onseker is, kan jy letterlik gaan Google Jock Joe Hollywood bring my terug en dan sal al die opsies daar so gelys word. Ek het dit vanoggend getoets net om te kyk of kan die song Google jy jouself word. Man, gereeld. Jock, baie dankie vir jou tyd en sterkte met die pad vorentoe. Dankie vir julle. Ja, nee, ons staan agter jou. Awesome. Trek hom weer, buddy. En Awesome. Volle sterkte. Kyk uit, hy's oral in Bloemfontein as jy die naam sien, moenie sy show mis nie. As jy enige van sy shows wil gaan kyk of kyk waar is die man besig, jy het 'n Facebook site ook. Ek het 'n Facebook page en ek het 'n Facebook public page en Instagram. So gewoonlik is Facebook die plek waar die posters en die goed uitkom. So ja. So gaan kyk daarso, gaan vang hom lewendig in konsert en kyk uit vir Jock J Hollywood. Bring my terug. Dankie vir alles. Awesome, baie dankie. Julle moet 'n great dag hê. Ons gesels weer later. Cheers.